Goeiedag en welkom by vandag se videoles. Ons is nog steeds besig met die hoofstuk van Euklidiese meetkunde. Vandag gaan ons spesifiek kyk na 'n paar omgekeerde maniere van die stellings wat ons reeds gedoen het, hoe dit toegepas gaan word. En ons gaan spesifiek kyk hoe om te bewys dat 'n vierhoek 'n koorde vierhoek is. So as ons terugdink, is daar 3 stellings wat te maak het met koorde vierhoeke. Die eerste ene was gewees die teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek. So onthou in hierdie stelling het gesê dat die teenoorstaande hoeke saam 180 grade is. Die tweede stelling was die een wat gedoen het met die buitehoek van 'n koorde vierhoek, waar ons weet dat die buitehoek van 'n koorde vierhoek gelyk is aan die teenoorstaande binnehoek. Die derde stelling met koorde vierhoeke het gestel dat omtrekshoeke in dieselfde sirkelsegment ewe groot sal wees. Onthou dan ook sinonieme woorde, want as hulle nou vir jou vra, kan hulle vra, bewys dat die volgende vierhoek 'n koorde vierhoek is, of dat hierdie vierhoek 'n konsikliese vierhoek is. Onthou, konsiklies beteken daar word 'n sirkel rondom die vierhoek getrek, of dat dit 4 punte is wat konsiklies is. Met ander woorde, 4 punte wat op die omtrek op die rand van die sirkel is. So kom ons kyk na die omgekeerde van daardie eerste stelling. As die teenoorstaande hoeke van 'n vierhoek, so kyk mooi, ons praat hier van 'n gewone vierhoek, nie 'n koorde vierhoek nie. So as die teenoorstaande hoeke van 'n vierhoek supplementêr is, dan is die vierhoek 'n koorde vierhoek. Die rede wat jy hierso gaan gebruik is die teenoorstaande hoeke van vierhoek supplementêr. So, as ons kyk na die skets, die probleem wat jy gaan ontvang is 'n eenvoudige vierhoek, en as jy op 'n manier kan bewys dat enige een van hierdie 2 teenoorstaande hoeke saam vir jou 180 grade gee, dan gaan dit beteken dat ons eintlik dus 'n sirkel rondom daardie vierhoek kan trek, en dit dan noem ABCD is 'n koorde vierhoek. As ons nou kyk na die omgekeerde van stelling 5, dit was die ene wat te doen gehad het met die buitehoek van 'n koorde vierhoek. So as 'n buitehoek van 'n vierhoek gelyk is aan die teenoorstaande binnehoek, dan is die vierhoek 'n koorde vierhoek. So jy sal sien, omgekeerde beteken letterlik elke keer dit wat ons in die gewone stelling bewys het, vat ons nou net van agter af en ons werk om vorentoe. Die rede wat jy hier gebruik, buitehoek van vierhoek, is gelyk aan teenoorstaande binnehoek. So weer eens, 'n vierhoek word vir jou gegee en een sy van die vierhoek sal verleng word. So as jy op 'n manier kan bewys dat daai buitehoek gelyk is aan die teenoorstaande binnehoek, kan ons weer eens 'n sirkel rondom daai 4 hoekpunte van daai vierhoek gaan trek, omdat dit dan 'n koorde vierhoek sal wees. So as ek jou sommer hier 'n wenk kan gee, as daar in die eksamen vir jou gevra word om te bewys dat 'n vierhoek 'n koorde vierhoek is. Nou, hierdie vierhoek gaan dalk reeds binne 'n sirkel wees, maar die 4 punte gaan nie op die rand van die sirkel wees nie. Of 2 van die punte gaan in die sirkel wees en 2 punte buite die sirkel. Stel ek voor dat die oomblik wat jy bewys het dat dit 'n koorde vierhoek is, dat jy vir jouself 'n sirkel rondom die 4 punte gaan trek. Nou die sirkel hoef nie baie netjies of baie akkuraat te wees nie, jy moet dit net kan sien, want dit gaan jou 10-teen-1 help om daai probleem verder op te kan los. Die laaste stelling wat ons gaan kyk na vir die omgekeerde, is die ene wat gesê dat omtrekshoeke in dieselfde sirkelsegment ewe groot is. So, as 'n lynstuk wat 2 punte verbind, gelyke hoeke by 2 ander punte aan dieselfde kant van daardie lynstuk onderspan, dan is die 4 punte konsiklies. Dit wil sê, hulle lê op die omtrek van 'n sirkel. Rede wat jy hier gebruik, die lynstuk onderspan gelyke hoeke. So jy gaan tipies eintlik glad nie hierdie stippellyntjies kry nie. So jy gaan net kry hierdie tipe van 'n strikdas prentjie amper half. So punt B en punt C.
as jy uit punt B en punt C uit 'n hoek kan kry, so met ander woorde, die lynstuk wat hulle in die stelling van praat, is dan hierdie lynstuk BC. So hierdie lynstuk BC onderspan hoek A, maar die lynstuk onderspan ook hoek D, en beide daai hoeke is aan dieselfde kant, in hierdie geval, dis bokant die lynstuk, en die twee hoeke is gelyk, dan moet dit beteken dat hierdie 4 punte, so die 4 punte is daai punt BC, en dan die twee hoeke, punt A en punt D, dan is daar die 4 punte konsiklies, met ander woorde, dit is 'n koorde vierhoek. So hoe kan ons bewys dat 'n vierhoek 'n koorde vierhoek is? Eerstens, as jy kan bewys dat die teenoorstaande hoeke van die vierhoek supplementêr is. Tweedens, as jy kan bewys dat die buitehoek van 'n vierhoek gelyk is aan die teenoorstaande binnehoek. Derdens, as jy kan bewys dat 'n lynstuk onderspan gelyke hoeke, dan is daai vierhoek 'n koorde vierhoek. Kyk gerus na die voorbeelde en spring weg met jou huiswerk. Lekker werk!